In vandag se les gaan ons kyk na die deling van heelgetalle. Dit is baie belangrik om te onthou dat deling die inverse of omgekeerde bewerking van vermenigvuldiging is. Net soos by vermenigvuldiging is dit baie belangrik om jou reëls te leer en dit toe te pas. Presies dieselfde reëls geld as vir die reëls vir vermenigvuldiging. Die eerste reël wat ons het, as ons 'n positiewe heelgetal deel deur 'n positiewe heelgetal, gaan ons antwoord 'n positiewe getal wees. Met ander woorde, as ons het 'n plus gedeel deur 'n plus, gaan ons antwoord 'n positief wees. Byvoorbeeld 6 gedeel deur 3 gaan gelyk wees aan 2. As ons 'n negatiewe heelgetal het en ons deel nou hierdie negatiewe heelgetal ook deur 'n negatiewe heelgetal, dan het ons weer eens 'n minus gedeel deur 'n minus en ons antwoord gaan ook 'n positiewe getal wees, want die oomblik as ons twee getalle wat dieselfde teken het deur mekaar deel, dan gaan ons 'n positiewe antwoord kry. So 'n minus gedeel deur 'n minus gee vir ons 'n plus. Byvoorbeeld, as ons het minus 6 gedeel deur minus 3, gaan ons antwoord ook 2 wees. Ons derde reeltjie sê vir ons, as ons 'n positiewe heelgetal het, en ons gaan nou hierdie positiewe heelgetal deel deur 'n negatiewe heelgetal, dan gaan ons antwoord 'n negatiewe getal wees, want dit is twee verskillende tekens wat ons met mekaar deel, so ons antwoord gaan 'n negatiewe getal wees. Met ander woorde, as ek 'n plus het en ek deel hom deur 'n minus, dan gaan ek 'n negatief kry vir 'n antwoord. Byvoorbeeld, as ek het 6 gedeel deur minus 3, dan gaan my antwoord wees minus 2. Die laaste reeltjie wat ons het, is nou weer as ons 'n negatiewe heelgetal het, wat ons nou gaan deel deur 'n positiewe heelgetal, beteken dit nou weer, dit is twee verskillende tekens in hierdie bewerking, en as ons twee verskillende tekens het, is ons antwoord altyd negatief. So, as ons 'n negatiewe getal het en ons deel die negatiewe getal deur 'n positiewe getal, dan gaan ons 'n negatiewe antwoord kry. So, as ons het minus 6 gedeel deur 3, dan is my antwoord steeds minus 2. Die skryfwyse van die delingbewerking gaan, soos wat julle dit reeds ken, kan ons skryf A gedeel deur B, en dikwels word dit in wiskunde in die vorm geskryf van A gedeel deur B. En dit is dan vir ons in breekvorm, as ons hom skryf as A gedeel deur B. Dit is belangrik dat as ons kyk na A gedeel deur B, en dit gee vir ons 'n spesifieke antwoordjie, dan is dit belangrik om te sien dat die antwoord maal met B gaan vir my A gee. Dus as 6 gedeel deur 3 gelyk is aan die driehoekie, dan beteken dit die driehoekie maal met 3 moet gelyk wees aan 6. En ons weet ons antwoord is 2 maal 3 is 6. Net so weet ons antwoord van 6 gedeel deur 3 is gelyk aan 2. As ons nou het minus 6 gedeel deur 3 is gelyk aan my driehoekie, dan kan ek daarom sê my driehoekie maal met 3 moet gelyk wees aan minus 6. Uit ons reëls met vermenigvuldiging en deling sien ons as ons 'n negatiewe antwoord het, dan beteken dit moet 'n negatiewe getal maal met 'n positiewe getal wees om vir my 'n antwoord te kry van minus 6. Daarom kan ek sê minus 6 gedeel deur 3 is 'n
gee vir my 'n negatiewe antwoord van -2. Wat belangrik is dat wanneer ons twee getalle deur mekaar deel, is die antwoord wat ons kry bekend as die kwosiënt. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van deelsomme. As ons het -10 gedeel deur -5, kan ek sê dit is 'n min gedeel deur 'n min, moet vir my met volgens my reëls 'n positiewe antwoord gee. 10 gedeel deur 5 is 2. Die tweede voorbeeldjie, -20 gedeel deur 5. -20 is 'n negatiewe getal gedeel deur 'n positiewe getal. 'n Negatief gedeel deur 'n positief moet volgens my reëls vir my 'n negatiewe antwoord gee. So ek het 'n minus en 20 gedeel deur 5 is 4. 14 gedeel deur -16. Hier het ek nou weer 'n positief gedeel deur -n negatief. Al wat ek by hom kan doen is om te vereenvoudig en sy vereenvoudigste antwoord is 7 op -8. Ons kan dit ook skryf as -7 op 8, want dit gee vir ons 'n negatiewe antwoord, want 'n plus gedeel deur 'n minus bly 'n minus. So my gehele sommetjie se antwoord is negatief. As ek het -18 gedeel deur -3, is my antwoord 'n positiewe 6, want 'n minus gedeel deur 'n minus bly 'n plus. As ek het -16 gedeel deur 4, dan het ek 'n minus gedeel deur 'n plus, so ek moet 'n negatiewe antwoord hê, so my antwoord is -4. As ek het 15 gedeel deur -20, is dit 'n positief gedeel deur 'n negatief, en ek moet 'n negatiewe antwoord hê. Ek kan hom slegs vereenvoudig, so dit gee vir my 'n antwoord van 3 op -4, wat ek dan ook kan skryf as minus 'n 3/4, want my algehele antwoord is negatief. As ek het -8 op -32, het ek 'n minus gedeel deur 'n minus wat vir my 'n positiewe antwoord moet gee, en ek vereenvoudig hom na 'n kwart toe. Dit is dan die lesie rondom deling. Julle kan hierdie nou inoefen met behulp van julle huiswerk.